Goeiemôre, baie welkom by kerk. Dankie dat jy inskakel. En wat 'n voorreg om so as gemeente hier in die VK ook saam na God se woord te mag luister. Dawid skryf in Psalm 26: Net een ding het ek van die Here gevra en sal ek my lewe lank najag. En dit is om in die huis van die Here te mag woon, om sy goedheid te ondervind. Dawid weet om in die Here se teenwoordigheid te wees, is waaroor dit gaan. Niks kom daarby nie. So kom ons raak stil en ons praat met die Here. Here, dankie dat ons vanoggend hier mag wees. Dankie dat ons in u teenwoordigheid mag wees. Dankie dat ons weet, u is hier. U is by elkeen van ons. En dat dit al die verskil maak. Here, maak nie saak waar ons is nie, maak nie saak wie ons is nie, maak nie saak wat in ons lewens aan die gang is nie. Ons weet ons is nooit alleen nie. En omdat ons die kinders is, en omdat ons glo dat u die een is wat 'n verskil maak, weet ons dat elke oomblik van die dag is u by ons. En kan ons vanoggend ook sê dat niks is vir ons belangriker as dit nie, om in u teenwoordigheid te wees nie. Dankie daarvoor. Amen. Ek is in Londen en Maidstone besig met 'n reeks, 'n bietjie te praat oor die gedagte van metanoia. Jesus wat sy bediening op aarde begin en sê, bekeer julle. En daai hele gedagte van bekeer wat eintlik beteken verander. Verander, julle moet verander. Nou lees ek vanoggend uit Matteus hoofstuk 5, vers 33. Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie, en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek sê vir julle moet glad nie 'n eed aflê nie. Nie by die hemel nie, want dit is die troon van God. Nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete. Nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja eenvoudig ja wees, en julle nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. En dan Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af. Julle wat die wet van God oortree. Ek lees tot sover. Daar is min goed in ons lewens of in die lewe wat so 'n impak op ons het as woorde. Daar is min goed wat verhoudings breek. Daar is min goed wat konflik veroorsaak soos woorde. Soos verskillende opinies, soos argumente tussen mense oor woorde en oor argumente nie. Hoeveel keer het jy al goed gesê waaroor jy spyt is? Wat jy wens jy kon terugneem? Hoeveel keer het mense al vir jou goed gesê wat jou seer gemaak het? En goed waaroor jy in die nag wakker lê, goed wat jou afgebreek het. Ons almal het 'n storie. Ons almal het 'n ervaring van wat met ons gebeur het, maar ook 'n ervaring van wat ons gedoen het, of wat ons gesê het. En in die kerk en godsdiens is dit niks anders nie. Ons verskillende verstaan van woorde, ons verskillende opinies oor verklarings van teksverse en teksgedeeltes. Van uitdrukkings, die mag om soveel misverstande te veroorsaak. En die geskiedenis van die kerk en die geskiedenis van Christendom sê vir ons dat dit die mag het om verhoudings te vernietig, om oorloë te begin, om kerke te skeer. Dis ons storie. Hoe woorde breek, hoe woorde mense uit mekaar uit. Maar geloof is meer as net woorde. Kyk, dit is vir ons almal belangrik om die Bybel reg te verstaan. En dis die groot issue vir ons in geloof, is om te weet, maar dit wat hier staan, en dit is wat dit beteken. Om woorde, die regte betekenis van woorde binne in die regte konteks te verstaan, te weet, maar die eerste ouens wat hierdie goed gelees het, dit is wat dit vir hulle beteken het.
Maar, en ons weet dit almal baie goed, daar's verskillende opinies oor verskillende sake in die Bybel. Mense verstaan die Bybel verskillend. Mense verstaan die woorde in die Bybel verskillend. Gelukkig moet ons kan sê dat ons besef woorde het sy beperkings, want ons gaan nooit die regte woorde hê om oor God te praat. God te loof en selfs tot God te bid, of selfs ons geloof in God te probeer verklaar of uiteensit nie. Ons woorde gaan nooit genoeg wees nie. Interessante ding het gebeur, ek weet nie of dit met julle ook gebeur het nie, dalk is dit so, toe die ouer geslag, my ma, jou ouma, hoe mense sosiale media ontdek het, is daar 'n kannetjie wurms oopgemaak. Want skielik is hier 'n geslag mense wat woorde ernstig opneem, van as iets geskryf is dit waar, wat op sosiale media blootgestel word aan 'n klomp mense wat 'n klomp gemors skryf en die wêreld rondstuur. En ek moes vir my ma sekere reëls gee oor hoe om sosiale media te hanteer, wat om te maak met al hierdie boodskappe en al hierdie gerugte en al hierdie waarhede wat skielik vir haar gestuur word. Presies om hierdie rede, omdat ons baie gewig aan woorde sit, aan goed wat mense sê sit. Dit weeg vir ons swaar. Maar hier is die dilemma. Ek kom op hierdie aanhaling af wat sê, faith started off being comfortable with not knowing. We turned it around 180 degrees into being certain about everything. En ongelukkig het hierdie certain wees oor everything die voorwaarde geword vir ons vir geloof, vir suiwer geloof en selfs vir ons redding. As ek na die Bybelse definisie van geloof kyk, dan sê dit iets heeltemal anders. In Hebreërs 11 vers 1 skryf die ou wat Hebreërs skryf, geloof is om seker te wees van wat ons nie sien nie, om oortuig te wees van wat ons hoop. Dit is anders as om presies seker te wees van al die feite. Van die begin af was geloof nooit bedoel gewees om gebou te word op feite. Dit was baie meer as dit. Geloofse definisie in die Bybel is juist die erkenning dat ons nie weet nie. Dat ons oor sekere goed onseker gaan wees. Dat ons gaan hoop op iets. Dat ons goed nie gaan sien nie. En dis okay so. Want so maklik kom ons en sê ons dat ons almal moet presies dieselfde woorde gebruik en presies dieselfde verklaringe gebruik en woorde en uitdrukkings en teksgedeeltes presies eners verstaan. Dit is geloof. Dis nie waar nie. Want geloof is baie meer as dit. Geloof en die bedoeling van geloof was nog altyd nie net 'n saamstem met woorde nie. Maar die bedoeling van geloof was dat dit geleef en ervaar en gesing en oor gebid word en gevoel word en gedeel word en in stilte oor nagedink word. En soms net oor ons spoel as ons in God se teenwoordigheid is. En dit is baie meer as woorde en feite. My eie ervaring van God, my diepste ervarings van God is soms juis in daai tye wat ek alleen stil voor hom is, wat dan nie eens voor woorde is nie, wat mense dit nie eens in woorde kan omsien, wat jy net daar by God is en weet, hy is hier. En die van julle wat dit al ervaar en beleef het, sal weet, daar is amper nie woorde om dit te beskryf en daaroor te praat, of om dit te gebruik om ander mense te oortuig om presies dieselfde te doen. Geloof in God word geleef in hierdie God wat vir ons lief is, se teenwoordigheid.
waar ek 100% afhanklik is van hierdie God, van wie hy is en wat hy doen. Nie van wat ek weet en wat ek ken en wat ek sê en wat ek selfs doen nie. Ons glo verskillend en ons oortuigings oor sake verskil. En ons gaan nooit presies dieselfde stem oor alles nie. Maar dit was nog nooit die doel en voorwaarde van geloof nie. Want geloof moet geleef word. Jesus sê met hierdie gedeelte, ons woorde is belangrik. Maar as dit nie geleef word nie, dan het dit min gewig. Jesus sê ons woorde het 'n impak op mense. Maar die groter impak gaan kom as jy dit leef, dit wat jy sê, jy glo. Jesus se aanklag teenoor hierdie mense was dat hulle woorde en dade losgemaak het van mekaar. Want integriteit is juist dit. Dat wat ek sê en wat ek doen is wie ek is. En kom uit 'n plek uit van wie ek is. Dit is wat in my kop en in my hart en op my hande is. Dis wie ek is. Daar's nie 'n skeiding tussen my woorde en hoe ek leef nie. En dis wat Jesus hier probeer sê. Hy sê in die eerste gedeelte wat ons gelees het in Matteus 5, sê hy, dan is dit nie nodig dat jy op allerhande maniere meer gewig aan jou woorde probeer gee, aan jou eed gee, aan 'n belofte gee nie, maar ek beloof, jy kan God as getuie roep, of wat die terme is wat ons ook al daarvoor gebruik. Jesus sê, dis nie nodig nie. Wees net eg. Dis genoeg. Wees eerder iemand wie se ja, ja is, en wie se nee, nee is. Dis genoeg. Wees iemand wie se ja genoeg gewig dra. Wees iemand wie se woorde ooreenstem met sy lewe. Wie en wat jy sê, is wie en wat jy is, en hoe jy lewe. En dis genoeg. Onthou, jou woorde gaan jou net tot op 'n sekere punt bring, ook in jou geloof. Jy kan praat oor jou geloof, jy kan sing, jy kan Bybel lees, maar as jy hierdie goed nie gaan leef nie, dan is jy vas. Dan gaan jou geloof nooit kan groei, soos die Here wil hê dit moet groei nie. Jou lewe vat jou verder. Jou lewe onderstreep jou woorde of dit trek 'n streep daardeur. En ons almal sukkel daarmee. Hierdie is nie iets wat sommer net vir ons van self kom nie. Ons almal word uitgedaag oor hoe, die Engelse woord is truthful, oor hoe eg en eerlik ons is. En ons almal word uitgedaag oor die hele gedagte van, is my ja, of kruip ek baie maklik weg agter 'n ja maar, of nee, nie nou nie. Jesus sê, dit is maklik, jou ja is jou ja, en jou nee is jou nee. En hier is die waarskuwing. Jesus sê, moenie God se naam intrek om gewig te gee aan jou argumente nie. Dit is nie nodig nie. Want hoe durf ons die God wat hemel en aarde geskep het na ons vlak te bring? Om aan ons woorde en ons planne geloofwaardigheid te gee. God is nie in ons diens nie. God is nie daar om ons gedrag en die goed wat ons vir mense sê te kom justify nie. Hy is klaar hier. Soos ons vanoggend die diens begin het gesê, ons is klaar in sy teenwoordigheid. Hy weet klaar presies wie jy is. Hy weet van alles wat jy vir mense sê. Hy ken elke ja wat nie 'n ja was nie, elke nee wat nie 'n nee was nie. Hy weet dit. Hy ken jou integriteit. Hy weet wie jy is. In hoofstuk 7 vers 21 wat ons gelees het, kom Jesus en hy sê, die punt is, hoor en doen, praat en doen gaan saam, woorde en lewe gaan saam. Luister hoe sê het in vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.
Met ander woorde, maak ruimte vir God in hoe jy praat. Maar ook hoe jy lewe. Bly afhanklik van hom, van elke ding wat jy gaan sê, maar ook vir elke ding van wat jy gaan doen. Talk is cheap, sê ons baie keer. Jesus sê, mense sê maklik, Here, Here. Mense klink maklik geestelik. Mense baie keer gesprekke met mense wat al hierdie geestelike jargon baie maklik gebruik en rondgooi. Maar jou woorde alleen is nie genoeg nie. Wie jy is belangriker. Die feit dat jy die regte woorde ken, die feit dat jy die regte argumente ken, die feit dat jy die regte formules ken, beteken nog nie dat jy 'n verhouding met die Here het nie. Want jou woorde, jou kennis, gaan jou nie red nie. Geloof aan Jesus Christus red. En dit is meer as woorde. Integriteit is om eerlik te wees oor wie jy is. Integriteit is om op te hou voorgee wie jy nie is nie, en wat jy nie het nie, en wat jy nie weet nie. Integriteit is om eerlik te wees, eerlik genoeg te kan wees om te sê, ek weet nie, ek het nie die antwoorde nie. Ek is nog nie daar nie, ek is verkeerd. Ek lees die storie van die vroukie wat baie ver swanger was en sy en haar man woon in konsert by buiteligkonsert. En terwyl hulle daar was, kom sy agter, maar sy moet geboorte gee, die babatjie wil kom. En hulle roep op die interkom, is jy iewers 'n dokter, asseblief, ons het 'n medical emergency. En niemand, ekskuus tog, niemand kom nie. En skielik kom hier iemand daar en sê, I'm Morgan. En hy help hulle en kalmeer die vroukie en maak haar rustig en bel 911 en die dokters kom, of die ambulans kom en hulle vat haar op 'n draagbaar daar weg, maar die hele tyd bly die ou by haar en kalmeer haar en help haar om rustig te bly en saam met haar in die ambulans en by die hospitaal aangekom is die babatjie gebore, gesond en alles, en toe hulle begin rondkyk, maar waar's Dr. Morgan, toe kry hulle hom nie, toe weet hulle nie, weet die hospitaal nie van 'n Dr. Morgan. Hulle dogter nou maar, NHS, jy weet, goed loop ons maar partykeer verkeerd, hulle papierwerk is nie altyd so great nie, dalk het hulle maar ergens deur 'n kraakie geglip. En so stap hulle, so 3-4 maande later met die babatjie een keer in die straat af, en daar sien hulle ook in die pad, daar stap Dr. Morgan, hulle stap na hom toe en sê vir hom, "Jo, Dr. Morgan, ons het jou gesoek net om vir jou dankie te sê vir die moeite wat jy gedoen het." En hy sê te vir hulle, maar hy is nie 'n dokter nie. Maar hy het agtergekom die situasie het gevra dat iemand net daar moet wees, bietjie moet kalm hou. Maar ek is nie 'n dokter nie. Maar hy sê vir hulle, ek is so bly julle is alright. Because it's easy to pretend. Dit is maklik om voor te gee. Dit is maklik om iemand te wees wie jy nie is nie. Dit is maklik om met jou woorde vir mense te probeer wys dat jy baie gelowig is, maar in jou lewe is dit nie die waarheid nie. Integriteit is soms om te kan erken, nee, dit is om te kan erken, ek weet nie, ek is nog nie daar nie, ek het dit nog nie. Is om op te hou om voor te gee. Is op te hou om voor te gee, om beter te wees, om sonder foute te wees. Want niemand van ons is daar nie. Integriteit is wanneer jy wat jy van God glo, toelaat om jou woorde te beïnvloed. Om oor te loop in die manier hoe jy lewe en dit te laat beïnvloed. Byvoorbeeld, as ons glo, God is 'n God van genade. En God het genade vir ons, hoekom met ons so min genade vir mense? As ons sê, God vergewe ons onvoorwaardelik, hoekom is ons voorwaardelik en vergewe ons moeilik? Dis daai vraag wat 'n ou mee besig raak en sê, maar dis integriteit om dit wat ek van God glo te leef. Hoe God mense hanteer, moet my hanteer, so moet ek mense begin hanteer. Dan verstaan ons woorde en lewe wat by mekaar kom. Kom af op hierdie aanhaling wat nogal vir my ietsie van saamvat. What if we encounter not more information, or new arguments, or new facts?
but someone whose life was changed by an encounter with Jesus. Ken jy sulke mense? Is daar sulke mense op jou pad in wie se lewe kan jy kan sien, hierdie persoon het 'n ontmoeting gehad met Jesus en ek kan dit in sy lewe sien, ek kan dit in haar lewe sien. Is jy so iemand? Dis hoekom Jesus sê jou ja moet ja wees, jou nee nee. Wat jy sê en wat jy doen moet saamkom. Kom ons bid. Here, dankie dat U ons gaan bly uitdaag om te verander. Dat U gaan aanhou om ons te challenge om mense te word wie se woorde en wie se lewe dieselfde is. Here, vergewe ons waar ons met ons woorde mense seermaak, maar meer as dit nog, vergewe ons waar ons jok. Ons voorgee om mense te wees wie ons nie is nie. Vergewe vir ons, Here, waar woorde vir ons so belangrik is, dat ons vergeet, ons moet dit leef. En dis wie ons wil wees, Here. Mense wat doen wat hulle sê, en is wie hulle sê hulle is. Maak ons mense van ons woord. Maak ons mense van ons dade. Laat ons ja wees, Here, asseblief. Amen. Ons gee elke keer 'n geleentheid vir mense om op 'n manier ook hulle offergawes te bring. Veral vir julle wat hierdie diens volg en nie by die eredienste kan wees, waar daar tyd en ruimte is daarvoor nie. So hier's vir jou 'n ideale kans om net ook jou dankoffers te bring, net om vir die Here te sê, ek glo nie net met my woorde nie, my dade wys dit ook. So kom ons met ons dade, sê ons ook vanoggend vir die Here dankie. Julle sien al die opsies hier wat julle kan gebruik om te gee. Baie dankie. Dit is my gebed dat jy in hierdie week 'n ontmoeting met Jesus sal hê. Dat jy ook een van daai mense is in wie se lewens die Here iets kom verander het. Maar weet, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en vir jou genadig wees. Hy's by jou en hy sal jou gebede verhoor en hy sal vir jou vrede gee. Amen.